Goeiedag en baie welkom by vandag se uitgawe van TLJSA se landbouspore. Ons is vandag bevoorreg om hier te sit by UB Leisure hier in Pretoria. En hoekom is ons hier? Ek wonder. Ek gaan jou dit nou voorstel. Hier is Carlo Smits. Hy is van Design Biologics en hy is hulle bemarkingsbestuurder. Ja. Dankie dat jy saam met ons kuier vandag, Carlo. Dankie Sean. Lekker om saam met julle 'n bietjie te kan kuier. Ja, want dit is baie lekker. Nou sê vir my, hoekom is ons hier vandag? Wat? Jy het my nou genooi en ek is baie opgewonde oor hierdie dag, maar ek dink jy moet my vertel waar Sean, gaan die dag? Eerstens welkom man, hier so by Dankie. UB. Ons is 4 manne, ons is 4 groot pelle wat besluit het ons wil iets groter aanpak as net elke dag in die verkeer sit, en dit ons besluit ons gaan met jetskis rondom die kus van Suid-Afrika ry. Maar die hoofdoel en die hoofbewusmaking vir dit is vir ons boere se geestesgesondheid. Dit is die hoofdryf hoekom ons besluit het om dit te doen. My genade. Nou sê vir my, julle is die idee vir bewusmaking, maar wat van die boere? Wat pla julle? Ja, Hoekom het julle op hierdie idee afgekom? So ons werk by Design Biologics, vervaardig ons diere en stowwe, en toe het ons begin agterkom met die boere bel en ons praat met die boere, en dit gaan regtig verskriklik swaar die afgelope tyd met die boere rondom back and claw en droogtes en alles wat die boere elke dag teekom. En toe het ons net besluit, maar weet jy wat, ons hande is afgekap in baie van die gebiede, maar om bewusmaking te kweek, en die jetski ding het toe by ons verbygekom en gesê, maar ons hou van avontuur, ons al 4 van ons, maar kom ons koppel iets groters daaraan. Kom ons sit bewusmaking naby dit wat die boere elke dag teekom, gaan ons onsself vir 'n paar dae insit. Daai onbeplande, daai weertoestande, daai nie weet wat die dag van môre inhou nie. Dit is wat ons onsself wil deursit. Sjoe, dit klink vir my soos 'n ding wat om 'n braaivleisvuur gebeur het. Ja, dit was definitief deel daarvan. Maar dis 'n baie rein plan wat julle het. Sê gou vir my, vertel ek vir my 'n bietjie waar gaan dit begin? Waar gaan dit eindig? Wanneer doen julle dit? Ja, so ons gaan die 11de wil ons begin. 11de Maart. Die 11de Maart. Volgende week wil ons afskop. Ons gaan by Sodwana begin, vir die eenvoudige rede, dis waar ons die jetskis kan launch en insit, en dan gaan ons opry Kosi Baai toe, van Kosi Baai weer af Sodwana toe, weer slaap op Sodwana, en dan gaan ons die kus aanpak, een dag op 'n slag. Het gaan om en by 3000 km wees in totaal, so ons ry van die Mosambiek grens basies, eintlik al die pad om, tot by Alexander Baai, wat die naaste grenslyn is aan Namibië. En dis hopelik, ons het 'n bietjie gaan uitwerk op 16 dae, as die weer saamspeel. Ons weet die Suid-Afrikaanse kus werk nie altyd so saam nie, maar as dit ons langer vat, dan vat dit ons langer. Ons gaan kan doen wat ons kan doen, dag vir dag. Niemand van ons is cowboys, soos die Engelsman sê nie, so as die weer nie saamspeel die dag nie, dan wag ons dit uit en ons vat die volgende dag weer aan. Nou jy sê nou dis om en by 16 dae nou, maar het julle al 'n span wat julle ondersteun, wat vir julle gaan kamp opslaan daar waar julle aankom? Nee, so dis die ding, ons het niks sulke beplanning nie. Ek dink juis om dit realistischer te maak en ons meer in die boer se skoen te probeer sit, is om te sê, hoorie, maar 'n boer weet ook nie wat die dag van môre inhou nie. 'n Boer weet nie wat die weer van môre gaan doen nie. Ons weet nie. So ons het besluit om nie met 'n backup crew te gaan soos hulle sê nie. Ons gaan op hierdie jetskis, soos jy kan sien, hierdie platform met 'n lekker area waar ons kan brandstofkanne opsit. Ja. Ons het waterdigte sakke vir ons klere. Ons elkeen vat so 4 stelle klere en genoeg water en kos saam. En ja, dan gaan ons gaan. Ja, okay. En nou jy praat deeltyd van ons. Wie's die ons? Hoeveel is julle en wie's hulle? Vertel my 'n bietjie. Ons is 4 ouens. Dit is ekke en dan Roan Jordaan, hy's die eienaar van UB Leisure. Ja. Lawrence Mahoney, hy's 'n baie bekende veldren motorfietsryer. Hy het al 3 keer die dak van Afrika gewen. So hy het die stamina en hy verstaan rondom avontuur, waar ons oor opgewonde is. Dan die derde ou wat saam met ons reis, naam is Henry Libbe. Ook 'n baie groot vriend van ons. Hy's baie bekend in die voedselbedryf met op die markte en so aan, het hy ook te doen met die boere. So ons al 4 is lief vir boer en lief vir die boere. Dis fantasties man. Nou sê gou vir my, julle het nou hierdie plan, slaap julle in 'n tentjie, né? Verstaan ek jou reg? So jy laai jou tentie agter op die jetski. Ons het van daai klein tentjies gekoop en hopelik nie elke aand nie. Ons gaan maar ry en kyk waar ons kan stop, as ons by 'n gastehuis kan inboek. Ek weet as ons afkom by Jeffreys Baai, daar's 'n paar plekke wat ons kan slaap, en ons gaan by Langebaan om, daar by Mykonos gaan ons ingaan, ons kan daarso slaap. Ons het baie gepraat met die NSRI ook. Hulle ondersteun ons ook lekker deur die hele trip. So ons gaan definitief party aande in tente slaap en party aande ons weet nie. Ek weet nie Sean, ek weet nie waar ons slaap nie. Maar dit klink baie opwindend. En bietjie
bietjie scary ook. Is vir my nogal uitdagende ding wat julle aanpak, maar ek dink dit is tog die redes hoekom julle doen is vir my baie rein. Dit is 'n goeie idee. Sê vir my 'n bietjie rondom dit, het julle aan borge of doen julle hierdie ding self? Ja, so ons het die jetski self gekoop, maar ons het 'n klomp borge oor die afgelope maand aan boord gespring. Lekker trots Suid-Afrikaanse borge waar ons baie op trots is en dan moet asseblief ons sosiale media's volg om te kyk wie hulle is en wat hulle doen vir ons en so. So ons het borge wat aan boord gespring het wat ons lekker ondersteun, maar dit gaan nie vir ons oor die borge nie, dit gaan nie vir ons oor dit gaan vir ons oor die boer. Ek dink ons wil die boer hierso uitlig en en hulle harte op die saak stel. Ja, veral nou met, jy weet, ons by TLE is nou baie betrokke tans met die back and closure, onder andere in die onteiening sonder vergoeding. So die boere kry swaar, en ons wil vir julle dankie sê dat julle iets doen vir bewusmaking. En sê vir my, is daar planne vir fondsinsamelings of doen julle net hierdie ding vir bewusmaking? Ons kyk definitief daarna. Tans is dit net 'n totaal en alle bewusmakingsveld tog, maar ons het klomp mense wat ons nou gevra het, hoorie, maar hulle wil skenkings gee. Hoe kan hulle skenk? So ons kyk na 'n paar opsies en die mense moet maar ons sosiale media's dophou oor hoe kan ons iets aan die gang kry. Dit is eintlik 'n baie moeilike jaar waardeur die boere gaan en die afgelope paar jare waardeur die boere gaan en ons voel, jy weet, mens kan net soveel doen as publiek en fondse en daai tipe goeders en toe het ons besluit, maar kom ons begin 'n jetski trip wat gaan reg rondom Suid-Afrika se kuslyn om die boere te ondersteun, want die geestesgesondheid van die boere en die depressie en die goed waardeur ons boere huidiglik gaan is verskriklik erg. Dit het alles begin by, jy weet, hoe kan ons onsself challenge? En toe ons besluit het, okay, dit gaan 'n challenge wees, toe sê ons, but let's try and make a difference. Carlo, hy is elke dag te doen met boere, hy sien wat gaan aan op die plase, hy sien hoe swaar kry die boere, en hy kom toe met 'n great idee, maar hoekom doen ons nie 'n bietjie bewussyn vir die mense daar buite, dat hoe swaar kry boere actually in Suid-Afrika? Ons het befonds dit self. So ons het self die jetskis gekoop. Ons het borge wat aan boord kom. Hulle is besig om nou redelik en die media ook wat nou betrokke wil raak by dit. Ek dink die doel van die saak is om regtig staat te maak op mekaar en ek dink soos die boere ook maar net 'n gemeenskap is op hulle eie en baie keer hierdie samelewing nie uitgedruk word nie, maar alleen voel. So wil ons onsself ook wanneer dit met ons goed gaan intentioneel deur rowwe tye sit. Dit is vir ons belangrik. Dit is vir ons belangrik dat ons daai bewusmaking vir die mense daar buite sit. Want daar's baie mense wat dink jy stap in die spar in en daar lê die produk op die rak. Hy kom nie daar van self nie. Hy kom daar want 'n boer het hom geproduseer. Ons gaan in totaal omtrent so 3000 kilos ry. Ons hoop om dit in 16 dae te maak, maar dit hang maar alles van die weer af. As die weer dit toelaat, is dit 16 dae, maar as dit langer gaan wees, ons dit langer. Die plan is om te begin by Sodwana, op te gaan Kosibaai se kant toe, dan weer van Sodwana af al die pad af te ry reg rondom die kus dat ons die hele Suid-Afrikaanse kuslyn kan dek. Om te sê, hoekom het ons nie 'n crew nie? Ek sal like om 'n crew te hê, weet, soos iemand om te sê, hey, well done, en jy weet, bietjie skis kan regmaak en bietjie vir ons petrol gaan kry, maar dit gaan dit baie maklik maak en ons wil juis onsself in 'n ongemaklike posisie te kan sit sodat ons kan staan vir boere wat sukkel. Daar's 'n klomp mense wat vir ons sê dit kan nie gedoen word nie. Maar ons hoor nie, ons luister nie na daai nie. Ek dink hoe ons op hierdie trip verseker kan assosieer met boere is die hoe onvoorspelbaar die weer vir ons gaan wees, die omstandighede en ook die uitkoms. So ek dink dis my eerste geleentheid om te boer, maar hierdie keer boer ek op die see. Nou jy het jou sosiale media genoem. Kan jy vir ons kykers bietjie net vertel waar hulle julle kan volg? Want julle begin die 11de Maart 2026. Hoe laat skop julle af daar? Vroegoggend. Vroegoggend, ons wil begin eerste lig wil ons op die see wees. Net vir die eenvoudige rede dat die see is platter en rustiger gewoonlik vroeg in die oggend. Hier teen laatmiddag tel die see baie op, dan wil ons van die water af wees. Maar dit hang als van die weer af, Sean. As die weer die 11de nie reg is nie, dan begin ons die 12de. So dit is vir ons 'n ding, maar die kykers kan ons dophou op ons sosiale media platforms of by UB Leisure of by Design Biologics. Of dan ons het 'n Facebook page en 'n Instagram page begin met die naam Coast to Coast for Farmers, so hulle kan ons daarso volg. Coast to Coast for Farmers, so met die 4, né? Yes. Coast to Coast, 4 farmers. Yes. Ja,
of in Afrikaans het ek nou Kus gesê, tot kus. kus tot kus vir die boere, né? 100%. Maar ek dink gaan soek eerder op hulle hashtag. Ja. En ja, ons gaan julle ook dan, ek dink ons sal by TLE ook ons sal julle volg en hooplik kan ons julle ook daar 'n bietjie bemark. Baie Ek dink teen dankie. die tyd wat die video uitkom, is julle moontlik dalk al op die water. So ons sê vir julle baie sterkte. Baie dankie, Ons gaan julle volg. Dankie vir dit wat julle doen vir ons boere en dan natuurlik ja, sê vir die ander manne ook ons is trots op julle en baie sterkte. Dit klink vir my Baie dankie. uitdagend, maar in my hart wens ek kon nogal julle dopgehou het om te sien, maar ons sal julle op sosiale media dophou. Baie dankie vir dit wat julle doen. Dis 'n plesier man, dankie vir TLE ook en dankie vir dit wat julle ook vir die boere elke dag doen. Dankie vir jou, Sean. Nee, baie dankie. Ons sê ook vir jou baie dankie wat by ons ingeskakel het. Volg die manne gerus. Jy kan gaan kyk na UB Leisure, Design by Logics of hoe het jy gesê? Coast to Coast for Farmers. So gaan loer hulle daar, gaan volg hulle en ons sien julle by 'n volgende uitgawe en dan wil ons sê dankie sê vir Boer Media en vir Edge Communications wat hierdie vir ons moontlik gemaak het. Dankie.